Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd vir jou geldsaake en vandag bespreek ons aftreebeplanning met Elizay Coetzee van Everest Wealth. Baie welkom weer eens Elizay, altyd lekker om jou te sien op die program. Ja, dankie dat ek hier kan wees. Ek wil nou net begin by die vraag, wat is termynbeplanning en hoe moet mense jou geld amper in mandjies verdeel terwyl jy in jou aftredefase is? Ja, kyk, party mense mik altyd vir 'n aftreedatum, maar na aftrede dan is asof dit alles net van die bus afval. So dit is baie belangrik om jou geld in dan nou mandjies op te deel, met ander woorde risikovlakke op te deel en termynvlakke op te deel. So normaalweg kyk ons na 'n korttermyn risiko wat enigiets tussen 1 en 3 jaar is, wat natuurlik jou inkomste moet wees. So dit is wanneer jy jou geld moet onttrek binne 1 tot 3 jaar en daar kyk ons na 'n bateklas wat jy in belê wat normaalweg 'n kontant bateklas moet wees. So hy gaan nie vreeslik wisselvalligheid ervaar nie. Jy gaan nou nie onttrek wanneer hy op 'n af is nie. Hy gaan redelik 'n goeie opbrengs gee. Nou nie goed nie, maar 'n konservatiewe opbrengs is natuurlik nou nie iets wat vreeslik op en af gaan nie. So enigiets tussen 'n 6 en 'n 8% miskien. Dan kyk jy na 'n medium termyn, is enigiets tussen 3 tot 5 jaar, wat jy nou effekte bateklas natuurlik kyk, net vir jou daai bietjie meer van 'n buffer in te sit. Met ander woorde, as jy dan nou moet onttrek om jou geldmandjie weer aan te vul, dan onttrek jy van die tweede vlak. En dan kyk jy na die langtermyn vlak natuurlik, wat tussen 5 jaar en langer is, en daar kan jy 'n bateklas kies soos effekte of aandele of so, wat vir jou inflasiebeskerming sal bied natuurlik, wat vir jou 'n ekstra bonus of boost sal gee, sodat jy definitief jou geld laat groei, want op die einde van die dag, jy kan nie alles net in die korttermyn sit en 'n 6 of 'n 8 of 'n wat ook al persent opbrengs kry nie, want jou geld gaan nie vir jou werk nie, jou geld gaan nie hou nie. Ja, so dit is basies om te sê, 'n klein bietjie risiko wat mense regtig goed bestuur. Ja, verspreiding. Yes. Ek wil ook weer uitvind, hoekom is dit belangrik om 'n kontant buffer te hê, soos wat jy nou genoem het, en hoeveel geld moet mens eintlik dan eenkant sit om jouself te buffer en te beskerm? Ja, kyk, voor aftrede en na aftrede werk bietjie anders, soos die golden standard wat hulle natuurlik na verwys in finansiële beplanning is. Wanneer jy voor aftrede is, werk ons op 6 maande se uitgawes, wat ten minste vir jou en jou spaarrekening dadelik toeganklik sal wees. Ja, dit gaan nie 'n goeie opbrengs kry nie, maar dis nie die doel nie. Daar's nie eintlik 'n rede vir 'n opbrengs nie. Dis net sodat jy jouself kan beskerm vir onvoorsiene uitgawes. Dat jy nie van jou beleggings moet onttrek om natuurlik hierdie probleem aan te vul nie. Sê maar nou net iets kom met jou medies oor en jou mediese fonds betaal nie als nie, of wat ook al dit mag wees. Nou moet jy ewe skielike belegging gaan losmaak, 'n penalty betaal, of dalk in die mark nou moet jy ongelukkig die verlies realiseer want die markte is nou af. So dit is hoekom jy dit in 'n kontant mandjie sal sit. Na aftrede werk dit bietjie anders. So daar kyk jy gewoonlik om tussen 1 en 3 jaar se inkomstes in 'n geldmandjie, met ander woorde 'n money market fund of 'n kontant bateklas te sit, daai tipe fonds, sodat jy weet, is indien daar enigiets markwisseling sou plaasvind, of jy weet ek het nou ewe skielik ekstra inkomste nodig, of ek het 'n hoër inkomste volgende jaar nodig, dat jy okay gaan wees. Met ander woorde, jy gaan nie jou effekte of jou aandele verhandel nie. So jy realiseer nie jou verliese nie. En onthou, jy het nie meer 'n inkomste wat aktief is nie. Met ander woorde, jy gaan nie werk fisies met jou liggaam om nog 'n inkomste te verdien. Jou beleggings moet werk vir jou. So dit is waarom dit belangrik is. Elizay, wat is die 3 slaggate wat mense regtig moet vermy wanneer dit kom by aftrede in jou geld? Ek sou sê emosies, so daar's 'n moeilik met geld, hoor, moeilik. Daar's altyd 'n intuïsie wat jy natuurlik moet volg, maar op die einde van die dag, as jy verliese sien in jou portefeulje, tans is ons in 'n bullmark, so met ander woorde, alles gaan op. Dit lyk goed, die opbrengste lyk goed. Jy weet, dit alles lyk goed. Finansiële beplanning lyk goed op hierdie stadium. Jy kan jou makelaar prys, dankie tog, ons het goed gedoen. Wag tot daai teerpunt kom om te draai. Dan gaan ons in 'n beermark val. So dan gaan alles bietjie slegter lyk. Maar as jy enigsins paniekerig raak en dan nou onttrek, dan realiseer jy mos nou jou verliese. So hou die mark uit, daar gaan altyd wisselvalligheid plaasvind. So dis nie iets waarna jy moet wegskram nie. Wat afkom moet opgaan, jy weet, daai tipe ding. Ons moet nou net kyk daarna. So ek wil bietjie gesels oor die onttrekkingsreëls en daai 4% en wat is eintlik soos in terme van die regering en die wetgewing, wat is die reëls rondom onttrekkings?
Okay, so hier praat ons van 'n lewende anniteit. So, die wetgewing in Suid-Afrika is tussen 2.5% en 17.5% inkomste wat jy magtig is om te trek van jou lewende anniteit. So, daar gaan jy weet, 'n goeie reël, noem hulle 'n 4% reël, dit steur 'n man ontwikkel in die FSA met sekere, jy weet, is 'n goeie ontwikkelende land ensovoorts. In Suid-Afrika moet ons bietjie wegskram daar. Daar moet ons bietjie kyk, weet, ons land is dalk nie so goeie ontwikkelende land nie. So daar kan ons kyk tussen enigiets tot 'n 3 tot 'n 4, miskien 'n 5% onttrekking. Dit hang af wat jou portefeulje presteer, wat die inflasie is van ons land. Dit hang af van baie faktore. Maar as jy kyk na 'n 4% onttrekking en jou opbrengspotensiaal is byvoorbeeld 'n 8% of 'n 10%, dan bou jy al 'n buffer in vir groei in jou portefeulje. Onthou, hierdie geld kan jou net so lank hou. As jy byvoorbeeld 80 raak en jy het nou hoë sorg nodig of so, dan kan jy bekostig om bietjie meer te trek. Dan kan jy kyk na 17.5, want vir wie hou jy nou eintlik die geld? Dan sal jou kinders dit nou nodig het. Maar dit is definitief belangrik om te kyk dat jy minder trek op vroeë aftrede ouderdom, en hoe ouer jy raak, dat jy daai geld kan spaar vir jou groter behoefte. Niemand weet hoe lank hulle gaan lewe nie. As ons het, dan sou dit baie nice gewees het, maar ongelukkig weet ons nie. Jy het nou gepraat oor 'n lewende anniteit, en die Amethyst Living Annuity is ook iets waaroor ons kan gesels. Ja, so Everest Wealth, die produkverskaffer, bied 'n oulike lewende anniteit beleggingsstruktuur aan. En wat hom, jy weet, bietjie meer interessant en bietjie anders maak in die mark, omdat dit, een van hulle fondse is natuurlik in 'n geldmandjie, en dis gewoonlik 'n 10% allocasie, en die tweede fonds is op privaat ekwiteit wat 'n 90% allocasie is. So wanneer ons kyk na die privaat ekwiteit fonds, het hy 'n stabiele en konstante opbrengs getoon vir die laaste 5+ jaar. So dis 'n redelike indikasie van wat hy in die toekoms gaan doen, maar nie 'n definitiewe indikasie nie. So ons kyk daarna 10% opbrengs na fooie, en as jy enigiets minder as 10% trek, kan jou kapitaal nog groei. En wat hom nog nicer maak is, hy gee 'n bonus na 'n 5 jaar termyn wat realiseer in jaar 6 van 9%. So wat ook al jy ingesit het aan die begin van die termyn, na 'n 5 jaar termyn in die begin van jaar 6, kry jy daar ekstra bonus, en dit is wat hulle inflasiebonus noem. En dit beskerm jou op die einde van die dag. So as jy enigsins na aftreebeplanning nodig het en bietjie meer finansiële advies en leiding nodig het, asseblief kom gesels met ons. Ja, Everest Wealth. Baie dankie, Elise. Dit is altyd so lekker om met jou te gesels. Jy breek alles so mooi af. Dankie. Dis 'n plesier, lekker dag. So, ons gaan nou volgende praat oor, hulle sê as jou hand juk, is dit geld. As jou neus juk, is dit allergie. Ons praat volgende met Dr. Angelique Coetzee oor seisonale allergie. So bly ingeskakel. Jy kyk na Goeiemôre. Good morning.